Welkom terug by die Groot Ontbyt. Vandag is internasionale moedertaaldag en Suan sit gereed om te gesels met die projekbestuurder van die Afrikaanse Taalraad. Ja, internasionale moedertaaldag en ek gesels met Christo van der Rede, uitvoerende hoof van die Afrikaanse Stichting en viergekamvegter vir Afrikaanse moedertaalonderrig en hy was ook die uitvoerende of direksielid gewees van die Taalraad. 'n Mondvol. Christo, goeiemôre en welkom. Môre aan al julle luisteraars. So, vertel 'n bietjie vir my, hoekom dink jy is moedertaalonderrig belangrik, veral in 'n multikulturele, veeltalige land soos Suid-Afrika? Kyk, ek het my loopbaan so 30 jaar gelede begin, eerstens as 'n musiekonderwyser, en dis 'n taal op sy eie. Ja, en taal ook, van die liefde. Absoluut, en dan as 'n Afrikaanse onderwyser. En deur my loopbaan het ek gesien, hoe kinders wat byvoorbeeld by 'n skool aankom en wat 'n bepaalde taal praat, en nou skielik word hulle onderwerp aan 'n ander taal, hoe daai kinders akademies sukkel. En ek is 'n groot voorstander vir moedertaalonderrig. Ons bly natuurlik in 'n multikulturele samelewing en dit raak dit al hoe moeiliker. Maar daar's maniere om moedertaalonderrig te bevorder en seker te maak dat ons kinders die beste kry. Hoekom dink jy is dit so dat party ouers dink hulle kinders word benadeel as hulle in hulle moedertaal onderrig word? Kyk, as 3 faktore wat tot daai tipe van uitgangspunt lei. Eerstens ekonomies. Mense dink as ek my kinders grootmaak in 'n internasionale taal soos Engels, dan gaan staan my kind 'n baie beter kans. Nou goed, daar's baie ouers wat dit doen. Jy weet, ons het dit ook selfs gedoen in die laat 80er jare, veral met die oorgang. Jy weet, uit 'n apartheidstaat na 'n demokrasie het ons gedink, nee, laat ons kinders liewers in 'n ander taal grootmaak. Steek veel beter geleenthede. En ons het dit self ervaar waar ons kinders geweldig gesukkel het op skoolvlak. Jy weet, vandag is hulle tweetalig, maar as ek daai losie moet terugdraai, dan sou ek liewers vir hulle na Afrikaanse skole toe gestuur het. Want nou goeie Afrikaanse skole was destyds beperk. Want ons het hierdie idee gehad dat ons skole op 'n etniese basis kan bedryf. Nou goed, die tweede ding is blootstelling. Jy weet, veral op die Kaapse vlakte waar Afrikaans binne 'n bepaalde streeksvariëteitverband gepraat word, jy weet, hoor mense nie ander forme van die moedertaal nie. Dan sê hulle goed, laat ons maar nou ons kinders maar grootmaak in Engels. En dan die derde ding is om demografiese redes. Ons het baie erge verstedelike gesien die afgelope dekade of wat. En binne 'n multikulturele konteks gaan ouers dan maar vir die gedeelde taal of die taal wat jy weet deur almal verstaan word. Maar daar's 'n groot verskil tussen verstaan en begrip. En ek dink dit is waar die moedertaal 'n groot rol speel. En ons sien die agterstand wat kinders het wat nie daai blootstelling het aan die moedertaal van die eerste jaar of van skoolloopbaan nie. Absoluut. Wat doen die Taalraad om die belangrikheid van moedertaalonderrig bewustheid te kweek rondom die mense? Kyk, die Taalraad speel 'n geweldige rol. Want die Taalraad is 'n inklusiewe liggaam. Dit bestaan uit 'n hele klomp rolspelers. En dit dui ook die rigting aan in terme van wat ons behoort te doen om moedertaalonderrig te bevorder. So hulle doen baie navorsing. Jy weet, ons moet verstaan waarom hierdie verskywing van moedertaal plaasvind na 'n ander taal toe. En dan tweedens doen hulle ook verskriklik baie bewusmaking. Jy weet, hulle vertel mense van die belangrike waarde van moedertaalonderrig. En dan werk hulle baie nou saam met die verskillende rolspelers om onderwysers te bemagtig, jy weet, hulle kennisvlakke vorentoe te neem en 'n hele klomp ander aktiwiteite. Ek dink daar's 'n groot toekoms vir Afrikaans binne ons multikulturele konteks. Maar ons sal baie meer strategies moet gaan besin, hoe doen ons dit, hoe pak ons dit aan? Maar ek is baie opgewonde oor die interessante goed wat nou aan die gebeur is. Eerstens, tyd is ongelukkig op. Het was lekker om met jou te gesels. Baie dankie. Gaan maak gerus 'n draai op afrikaans.com. Hulle het 'n splinternuwe interaktiewe blad met betrekking tot Afrikaanse moedertaal. afrikaans.com.
Jy is ingeskakel op die groot ontbyt, net vinnig ons luisteraars ook by ons bybring of saambring. Susan, vergewe my voor dit Annemarie met Ciao Adios op Groot FM 90.5. Nou ja, as jy dalk vanoggend se gesprek met Exponent misgeloop het, kan jy nou gaan na die groot ontbyt se YouTube kanaal en seker maak dat jy op hoogte van sake is, en dit is dan natuurlik weer